Hogere Akademikus se kantoor op die kampus van die Noordwes Universiteit. Hallo Philip, dankie. Ek is professor Roan Kreer. Ek is tans 'n volprofessor by die Noordwes Universiteit in kardiovaskulêre gesondheid. So my fokus is in kinders en my navorsingsliefde is hipertensie en die vroeë voorkoming van hoë bloeddruk, veral in kinders en jong mense. So ek beklee 'n klomp posisies. Ek is ook die president van 'n nie-winsgewende organisasie. Dit het net 'n Engelse naam, die Childhood Hypertension Consortium of Africa. Ek dra nou die hemp, Ja, want ons is nou tans besig met 'n groot nasionale projek en ek is ook die CEO vir die Suid-Afrikaanse Hartvereniging van Suid-Afrika. So ja, dit is 'n klomp werk, maar dit is iets wat ek geniet en ja, dit het my 'n rukkie gevat om tot op die punt te kom, maar as mens hou van wat jy doen, dan dan is dit nie soveel werk nie. nee. Jette Roan, genigtig. Nou ek gaan eers vir jou vra, hoe het dit gebeur dat jy hierdie rigting ingeslaan het? Het jy vandat jy die dag kom studeer het geweet, ek stel belang in hipertensie by kinders? Dit was seker nie so spesifiek. Dit was nie so spesifiek nie, maar ek het nog altyd van kleins af geweet, ek wil in die mediese veld wees of in die gesondheidsrigting in beweeg. Van kleins af het ek in gesondheid geglo, nog al die jare self gesond gelewe en so aan. Ja, en met my studies in fisiologie, dit is wat my hoofveld was waarna ek gestudeer het. My voorgraadse studies was in fisiologie, nagraads ook, honeurs en 'n meestersgraad in kardiovaskulêre fisiologie en toe 'n PhD in kardiovaskulêre fisiologie. Daar het ek hoofsaaklik meer gefokus op volwasse mense en hartversaking verwante navorsing. En toe gaan doen ek my na-doktorale genootskap in Denemarke en dit is waar ek besef het dat alles wat met 'n mens fout gaan, wanneer 'n mens ouer word, begin baie vroeg. Ja. En dit is waar ek my kop skuif gemaak het en toe besluit het om eerder in kinders te begin fokus, dat my navorsingsveld hoofsaaklik in kinders en in jong mense moet wees, om te verstaan waar kom die oorsprong vandaan vir kardiovaskulêre siektes. En ons het toe begin met 'n baie klein studie in kinders wat 5 tot 8 jaar oud was, graad 1 en 2, as ek dit so kan stel, kinders, en ons het toe al gesien dat hoë bloeddruk 'n groot probleem is in daai klein kinders op so jong ouderdom. Ja, en toe besef ek nee, dit is 'n groot gaping in ons navorsing waar daar aandag nodig is. En dan neem ek aan seker in die mediese praktyk ook. Wie toets 'n graad 1 kind se bloeddruk? Niemand. Ja, so as kinders jonger is as 5 jaar oud, dan is dit hoofsaaklik sekondêre oorsprong as 'n kind hoë bloeddruk het. En dit is maar die kinders wat gewoonlik in 'n hospitaal situasie geïdentifiseer word met ander probleme soos nierprobleme of kongenitale hartsiektes. Maar primêre hipertensie wat se oorsprong onbekend is, of hoofsaaklik gekoppel is aan ongesonde leefstyl en omgewingsfaktore. Dit sien ons nou al hoe meer in kinders van 5 jaar en ouer. So niemand meet bloeddruk in kinders net om dit te meet, om kinders te identifiseer wat moontlik 'n hoë risiko het nie. Want as 'n ouer 'n kind byvoorbeeld na 'n dokter toe vat, is dit omdat die kind se maag seer is of daar's dalk 'n
gehoes wat hulle wil uitsorteer en dit is waarna die dokter kyk. Ja. So dit is nie soos volwassenes waar 'n dokter spontaan bloeddruk gaan meet om te kyk na al die verskillende belangrike metings om na te kyk. So ons werk probeer juis na daai rigting toe beweeg waar ons die beleid kan verander dat kinders se bloeddrukke standaard gemeet moet word van 5-jarige ouderdom af. Het sy by die dokter of by die skool self, want by die skole daar's die integrale gesondheids projek van die departement van onderwys waar hulle saam met die departement van gesondheid werk om kinders se visie en ore en sulke tipe van goeders te toets en hulle doen ook die inentings in die skole. So ons probeer in daai program inkom dat bloeddruk ook standaard gemeet moet word, sodat ons op 'n vroeër ouderdom kinders kan identifiseer wat moontlike risiko het. Ja. Liewe land. So ek neem aan, behalwe vir die akademiese aspek, moes daar in jou iets gebeur het, dat jy so belangstel in hierdie kindertjies, of was dit glad nie so nie? Was dit doodgewoon, hier's 'n gaping in die navorsing, of het iets jou aangegryp van klein kindertjies wat so siek is? Nie noodwendig daardie aspek nie, maar binne my eie lewe het ek gesien dat die industrie wat kos maak, die mediese omgewing waar medikasie aan mense beskikbaar is, dat daar sal soveel komponente waaraan die mens blootgestel word, wat buite hulle beheer is tot 'n mate. As 'n mens vat klein kindertjies wat in die huis is, hulle kies nie wat die ouers gaan koop noodwendig by 'n winkel om te eet nie. So as 'n mens kyk na dit wat mense koop om te eet, is die meerderheid van daai kos baie ongesond. Die manier hoe kos ook voorberei word is ongesond. So daar's 'n baie groot gaping nie net in daai navorsingsveld nie, maar ook in mense se kennis oor wat is die gesonde opsies om te volg. So as kind het ek self besluit om nie wegneem etes wat my ouers gekoop het te eet nie. Vertel my, hoe het jy daarby uitgekom? So ek was baie onpopulêr in my huis. As my ouers KFC gekoop het ek dit nie geëet nie. So ek was baie gedetermineerd van kindtyd om nie ongesond te eet nie. So ja, dit was nie so ek was die vreemde een in my familie. Ja, dit is. Maar ek het geweet as ek daai tipe goed eet, voel ek nie lekker nie. My liggaam reageer op sulke tipe van goed. So ek het ook later, toe ek nou onafhanklik was, my eie lewe begin het ek my toetse laat doen van wat kan ek inneem wat vir my liggaam nie goed is nie. So daar's verskillende produkte daar buite wat kan wys wat se voedselsensitiwiteite 'n mens het. En wat is 'n mens se genetiese predisposisie om sekere goeders nie te doen nie. Is dit intoleransies? Dis nou nie allergie nie. Ja. Dis 'n intoleransie wat jou liggaam het. Ja. So 'n mens se liggaam reageer op sekere goed. Soos byvoorbeeld party mense sal kla as hulle pineappel eet dat hulle tong sensitief word en so goed. Myne doen glad nie byvoorbeeld. So daar's sekere goed waarop 'n mens se liggaam reageer. Daar's baie mense daar buite wat dink okay, as hulle iets eet dan kramp hulle maag en goed, maar dit is die manier van jou liggaam om vir jou te sê dit is nie vir jou goed om daai spesifieke groente of produkte eet nie of in te neem nie. So hoë suikerprodukte is baie sleg vir meeste mense. Fruktose, vrugtesappe en so aan is glad nie goed vir kinders nie. Maar dit is wat vir 'n kind gegee word om te drink. So daar is klomp sulke tipe blootstellings waaraan mense of wat mense aan
bewus gemaak moet word dat die intoleransies wat jou liggaam het vir sekere goed uitgeskakel moet word, want dan gaan 'n mens baie gesonder voel, gaan baie meer energie hê. Ja, en hoe langer 'n mens, en dit is van klein tyd af, hoe kan ek sê, 'n keuse wat ek gemaak het met om gesond te lewe en om ongesonde goed uit te skakel. As dit jou leefstyl is, dan is dit iets wat jy nie jouself aan gaan vergryp nie. Ek het nie 'n verslawingsgeneigtheid nie, gelukkig, en dit is my genetiese toetse het dit ook gewys. So ek is gelukkig in daai opsig, maar as ek 'n ongesonde ding eet, dan kan ek dit onmiddellik voel aan my liggaam. Ja. Wat is al daai simptome? Is dit ook gas en Ja, dis gas, maagkrampe, kopseer, moegheid. Ek neem aan slijmvliese. Ja, en ontsteking, so 'n mens se vel reageer baie, ek bedoel die vel is die grootste orgaan in ons liggaam, en reageer baie maklik op omgewingsblootstelling, nie net sonlig nie, maar dit waaraan jy in kontak kom, mense met allergie of hypersensitiwiteit, en kos kan dit ook doen. Groentes, vrugte, selfs daai gesonde tipe goed kan sleg wees vir sekere mense. Ja. Ek wil gou na iets toe terugkom. Ek meen hierdie is 'n baie belangrike onderwerp oor die kos. En nou jy weet as ouers hierna luister, kan 'n mens baie raad vir hulle gee. Maar ek wil gou by jou hoor, hierdie toets om te weet of jy geneig is tot verslawing. Ek het nie geweet daar bestaan so 'n toets nie. Ja, so daar's 'n klomp genetiese toetse wat gedoen kan word op die predisposisie vir depressie of skizofrenie, sulke tipe van psigotiese afwykings. En dan ook as 'n mens se liggaam meer gemaklik is met spesifieke oefening, tipes oefening, soos byvoorbeeld cardio, as ek dit so kan stel, tipe van oefeninge, of dan eerder net gewig en so aan. Want party mense het 'n baie hoë inflammatoriese effek op sekere oefenstyle. So as ek byvoorbeeld moet gaan draf vir 5 km, dan gaan my liggaam baie vinniger inflammasie ontwikkel, pro-inflammatories wees. Waar ander mense nou weer 'n anti-inflammatoriese effek het wanneer hulle gaan draf. So die tipe oefening waarin jou liggaam ook blootgestel word, kan 'n effek hê, want inflammasie is die fondasie van alle kardiovaskulêre siektes. Ja, so as 'n mens, en dit is hoekom 'n mens sien partykeer marathonatlete wat aan 'n hartaanval doodgaan, of sulke tipe van goed. Hulle het 10-1 nie daai agterkennis gehad van hulle predisposisie vir pro-inflammasie nie. So die tipe genetiese toetse is baie insiggewend, want ek bedoel, toe ek dit gaan doen het, en dit is 'n hele paneel van die genetiese toetse, so dit gaan kyk na verskillende goed, hormoon, detoksifisering, inflammasie, blootstelling, die tipe oefening wat mens moet doen, wat se tipe dieet jy kan volg en nie kan volg nie, vir jou spesifieke genetiese ons noem dit in Engels make-up, genetic make-up. So daar is 'n klomp produkte op die mark. Hulle stuur vir jou die swab. Mens versamel dit, hou dit op die yskas, hulle kom haal dit weer, hulle doen die toetse en stuur 'n verslag. Nou die verslag is nie vir die algemene persoon altyd interpreteerbaar nie, as 'n mens nie daai agtergrond het nie. So daar's baie mediese dokters wat daai diens ook lewer, om vir 'n mens bietjie meer sin te maak uit daai data uit. Daar's ook 'n toets wat kan wys of is 'n mens geneig om oorgewig te raak of nie. En ek het verbasend daai obesiteit geen. Ja? Nooit. So dit is interessant om daai inligting te hê, want toe ek daai verslag lees oor myself,
toe kon ek sien, dit is hoekom ek nie lang afstande eintlik kan draf nie, want dit is my inflammasie profiel wat maak dat ek sleg voel daarna. So ek moet meer met gewigte oefen en sulke tipe van goed. Die feit dat ek al die jare gesond geleef het en as ek wel iets ongesond gedoen het, dan het ek dit dadelik aan my liggaam gevoel, is daai geneigtheid om oorgewig te raak as 'n mens ongesond eet. Ja, So daar's baie wat jy leer van jouself en dinge wat dan meer sin maak oor hoe 'n mens voel as 'n mens sekere goeders doen het teenoor wat die regte ding is om te doen. ja. Die vraag wat nou by my opkom is, ek het al daarvan gehoor dat mense van nature 'n aanvoeling het daarvoor dat hierdie goed nie vir hulle goed is nie. Om jou 'n voorbeeld te noem, my dogter het, vandat sy 'n klein dogtertjie was, nie van vetterige kos gehou nie. 'n Baie sterk aversie gehad. En snaakse goed geëet soos groen olywe. En tuna vis. Toe sy baie klein was, dan vra jy, wat wil jy op jou wafel hê? Dan sê sy tuna vis. Ja. En net voor sy trou, toe ontdek hulle sy het verskriklike hoë cholesterol. Toe voel ek, jette, maar die kind het van kleins af gevoel, ek moenie so eet nie. Maar hoekom werk dit nie met my nie? Want ek hou van alles wat vir my nie goed is nie. Hoekom werk dit nie vir alle mense so nie? Want ek weet van hierdie intoleransies. 'n doktersvriend het my jare gelede vertel van die intoleransies. En toe sê hy, maar sommige mense is totaal onsensitief vir dit wat hulle liggame. Dis asof dit net die smaakkliere is wat werk en die res van die aanvoeling wil nie werk nie. Hoe werk daai ding? Ja, dis 'n interessante ding en ek glo daar's ook tog 'n sielkundige komponent aan dit. Want as 'n mens daai sterk gevoel het dat iets nie goed is vir jou nie, dan weet jy, of dan later in jou lewe, soos wat jou dogter nou gesien het, besef 'n mens hoekom dit so was. Vir die onsensitiwiteit wat meeste mense het, is 'n mens is nie altyd ingestel dat hierdie is sleg vir jou nie, want dit is maar hoe kulture ontwikkel. Ek bedoel, as 'n mens nou kyk hoe die boere tannies altyd kos gemaak het, die klomp suiker in die pampoen, ja, dis lekker, maar dis glad nie goed nie, maar en al die sout wat in die kos is en so aan. Ek bedoel, dit is hoe hulle gelewe het en maar in daai generasies was mense ook baie meer aktief. Ek bedoel, hulle het nie voor die televisie gesit nie, maar daar was nie televisie nie. Ja. So daar's 'n weegskaal effek van wat, en hulle het altyd gesê wat te is nie goed nie. Ja. En dit is presies dit. So tot 'n mate het meeste mense maar daai tipe van 'n okay, wees bietjie ongesond en wees weer gesond tipe, en dit is hoekom dit redelik vir 'n lang termyn van so 'n aard is dat 'n mens nie agterkom jy word siek nie. Ja. En dit is hoekom wanneer mens baie ouer word, begin daai leefstyl wat 'n mens gehandhaaf het as 'n jong mens jou inhaal. Want as 'n mens kyk na kardiovaskulêre siekte, as 'n mens praat van soos die hoë cholesterol en die plaak wat in 'n mens se slagare kan ontwikkel, dit vat baie jare om so op te bou. Dit is nie iets wat net skielik gebeur nie. En dit is asymptomaties. So ons het nie altyd simptome van hierdie prosesse wat binne in ons liggaam gebeur nie. Soos hoë bloeddruk byvoorbeeld het nie simptome nie. So jy gaan nie weet jy het hoë bloeddruk tensy mense dit toets nie. Ja. Of dan nou natuurlik 'n hartaanval kry of 'n beroerte kry. So dit is hoekom die werk so belangrik is om na vroeë voorkoming te kyk en om mense bewus te maak van hierdie tipe van asymptomatiese prosesse. In Engels praat ons van hoë bloeddruk as die silent killer, want dit is maar net iets wat binne gebeur. Kyk, ek is baie ingestel op my liggaam, so ek weet presies wanneer iets nie lekker voel nie. Maar ander mense wat nie die gesondheidsagtergrond het nie, gaan nie altyd noodwendig kan aandag skenk aan elke gevoel wat hulle het binne hulle of dink aan die nagevolge van 'n sekere gedrag nie. Ek wil natuurlik nou terugkom na kinders en hoe moet kinders hanteer word deur die ouers ook en so. Maar ek wil gou vir jou 'n vraag vra.
toe jy nou sê, hipertensie is die silent killer. 'n Vriend van my het op 50-jarige ouderdom in die hospitaal beland met 'n beroerte. Ek was langs sy bed. Toe vra die dokter vir hom het hom vra. Nou die rede hoekom ek daar gesit het, ek was toe sy predikant. So ek was daar toe die dokter hom net na hy opgeneem is 'n klomp vrae gevra het. En een van die goed wat hy hom gevra het is, gebruik jy vetverbranders? Toe sê hy ja. Want hy het geoefen en hy was 'n fris Chris, sê hy ja. En sedertdien predik ek vir al my pelle as ek weet hulle is vreeslik lief vir spierbou, moenie vetverbranders gebruik nie, want ek het nou daai storie gehoor. Is dit die waarheid? So dit is waar die industrie inkom. Nou ek is baie onpopulêr ook in die wetenskaplike bedryf as gevolg van dit, want die kosindustrie, farmaseutiese industrie en al daai goed, dit is wat die mense doodmaak. Ek bedoel, hulle maak geld uit dit uit, dis 'n besigheid en dit verstaan ek ook. Maar daar's soveel produkte vir spierbou, vetverbranders en sulke goed wat die hele diskem rak vol staan. En dit is vol chemikalieë. En ons weet nie eers wat daarin is nie. Dis die slegte ding van dit. So as 'n mens kyk na, ja, dit is goed dat baie mense gaan gym en bewus is dat hulle moet aktief wees. Maar dan begin hulle sekere produkte te gebruik, want die gym instructor, ek weet nie, hulle sê vir hulle, ja, jy het meer proteïene nodig, of meer van hierdie nodig. Nou, dan gaan koop hulle daai produkte, maar die gewone persoon op die straat weet nie wat is in daai produk nie. So dit is iets wat ek heeltemal afbeveel van vir mense is om nie daai tipe van goeders te gebruik nie, want ons weet net nie wat daarin is nie. Daar is 'n lysie op, maar dit in Suid-Afrika word nie baie goed gereguleer nie. So jy kan die lysie gaan lees, maar ek kan 100% met sekerheid sê dat dit is nie alles waar nie. Daar's ander goed daar. Ja. So en die beste manier is om kos te eet wat nie geprosesseer is nie. Enige iets, en ek weet nie wie dit altyd vir my gesê het nie, maar as iets deur 'n fabriek is, moet jy weet, dit is nie goed vir jou. Dis hy. As dit in 'n sakkie, in 'n boksie, in 'n Presies, ja. blikkie. Die bokspappe wat vir kinders gegee word, is gif. Dis vol suiker, hulle sê daar, dit is vol vitamiene en goed. Ons het nie dit nodig in 'n boks nie, want vitamiene kry jy uit 'n appel, uit 'n wortel, uit 'n pynappel en daai tipe van goed. So die ekstra vitamiene wat mense ook koop, dit is ook 'n groot farmaseutiese besigheid, maar goed, nou vertel 'n bietjie my daarvan. Ek gaan vir jou nou sê, ek drink Vitamiene D, want ek kom nie genoeg buite nie. Al bly ek op 'n plaas, ek is baie in my studeerkamer. Ek drink Vitamiene A en ek drink sink. En so, is dit onnodig? So daar is klomp vitamienaanvullings beskikbaar op die mark. In Suid-Afrika kan ek nou weer sê dis onnodig om Vitamiene D te drink, want ons kry baie meer ligblootstelling dis die enigste manier hoe die liggaam kan Vitamiene D maak, is met ligblootstelling. Okay, en as jy minder as 15 minute op 'n dag buite in die son is? Wel, as daar natuurlike ligblootstelling in die huis is waarin 'n mens beweeg, is dit ook eintlik voldoende. Maar in veral mense in die noordelike halfrond wat amper nooit sonskyn het in Londen en daai tipe plekke nie, ja, daar is 'n behoefte aan dit. Goed. Sink is 'n goeie aanvulling vir mans oor die algemeen en vir sekere kinders, maar net bo 'n sekere ouderdom. Jong kinders moenie sulke aanvullings gebruik nie. Maar as 'n mens 'n goeie dieet volg met groente, vleis en so aan, dan is die sinkinname ook voldoende. Met Vitamiene A en Vitamiene B's, dit kry mens ook in 'n mens se dieet. Genoeg, oras genoeg. So die vitamiene wat 'n mens se liggaam nodig het is baie min.
is dit so. So die oomblik as 'n mens begin pille vat met daai vitamien in, en onthou net, daai is nie 'n natuurlike bron van daai vitamien nie. Dis weer eens 'n sintetiese ding Ja. wat in 'n lab gemaak is. Daar's klomp ander stowwe in om dit in 'n verbinding te hou. So dit is ook al weer klomp ander chemikalieë waaraan 'n mens blootgestel word. Hulle sê dit is veilig en preserveermiddels en sulke goeders, maar dit is daai tipe goed wat die liggaam nie wil hê nie. Wat sê? So wanneer 'n mens daai vitamiene inneem, die meerderheid van dit word uitgeskei in die urine. Ja. Omdat 'n mens se liggaam regtig daai min hoeveelheid nodig het. Ek bedoel in die jare wat hulle op die skepe was en skeerbuik en daai tipe van goed ontwikkel het, waar hulle 'n Vitamiin C tekort gehad het. Ja, toe moes hulle kratte vol lemoene daar gehad het om genoeg Vitamiin C in te kry. En dit is hoekom die farmaseutiese industrie in dit ingegaan het. Want okay, hoe kan ons mense wat toegang nodig het tot daai vitamiene in 'n maklike manier bekendstel, en toe word dit 'n besigheid. Ja. Maar so oor die algemeen nee, maar as daar 'n mediese rede is hoekom iemand 'n aanvulling moet gebruik, soos byvoorbeeld as vroumense in 'n menopause fase ingaan, wanneer hulle 'n bietjie meer kalsium nodig het en so aan, dan is dit nodig om sulke tipe van aanvullings te kry bo en behalwe mense die eet. Want dan het 'n mens bietjie daai ekstra opstoot nodig. En dan moet jy nou maar met die chemiese goed, die preserveermiddels en goed moet jy nou maar. Dit is al waarin. En dis jou niere wat daarmee moet deel dan, in die lewer. Die lewer en die niere. Ja. Ja. Ete. Dit is vir my baie interessant. Voor ek by die kinders kom, en dat ons vir ouers vertel wat moet hulle met hulle kinders maak. Ek hoor by 'n vriend van ons onlangs, toe hy by die dokter kom, toe sê die dokter vir hom, wanneer het jy 'n hartaanval gehad? Toe sê hy, ek het nog nooit 'n hartaanval gehad. Toe sê jy het. So 'n mens kan 'n hartaanval kry, aangaan met jou lewe en dit nie weet nie. Ja. Hoe voel jy dan in daai oomblik? Dis my eerste vraag. Ja, so daar's verskillende intensiteit van 'n hartaanval. So ons praat van 'n ischemiese geval. Ja. So dit beteken net 'n tekort aan suurstof. So as daar 'n tekort aan suurstof vir die weefsel is van die hart. Nou hoe dit werk is, as die hart nou hier is, om die hart is daar ook slagare en are. En dit is daai slagare wat verstop kan word. So as iemand 'n hartomleiding byvoorbeeld gekry het, dan is dit daai slagaar wat hulle dan nou regmaak. Hulle haal die verstopping uit en sit either 'n stent in om die slagaar oop te maak, of hulle moet daai gedeelte heeltemal afblok en 'n las maak. Sodat daai weefsel van die hart suurstof en voedingsstowwe kan kry. So dit kan gebeur wanneer 'n mens slaap, wanneer 'n mens intens oefen, deur die dag as 'n mens byvoorbeeld 'n borskramp kry, 'n hartkramp of so iets kry. Dit is ligte tipe van hartaanval. En soos baie mense wat 'n hartaanval gekry het en dan nou die hartomleiding gehad het, kan weer 'n hartaanval kry en hulle kan weer 'n hartaanval, en dit gaan nie noodwendig noodlottig wees nie, maar enige persoon kan hartaanvalle kry tot en met dit noodlottig is. Uiteindelik noodlottig is. Ja. Nou weet ek, mens kan krampe kry hier, wat die esophagus is, en dan dink jy het 'n hartaanval gekry. Ja, so gasse wat die wat die spysverteringsstelsel irriteer en goed kan so intens wees dat dit voel soos 'n hartaanval. So ja, dit is daar moet mense onderskeid kan tref. Maar daar is sekere simptome wat gekoppel word aan 'n ernstige hartaanval, wanneer daar reg 'n lam gevoel is in die linkerkant en regtig onbeheerbare pyn wat voel asof dit net nie weggaan nie. So dit is bietjie anders as 'n kramp wat daai tipe borspyn kan verwys, ja. So daai, wat sê, is 'n geringe hartaanval of 'n ligte hartaanval is ischemiese. Ischemiese, ja. Ischemiese hartaanval. Is daar geen manier waarop iemand kan weet, okay, dit het nou met my gebeur nie?
Is dit so So verskuil? ja, dit is baie verskuil. As dit so lig is, die enigste manier hoe mens dit kan sien is met 'n EKG. Waar mens na die geleiding kyk van die senuwee stelsel wat by die hart is, om te kan sien waar presies op die hart daai geval gebeur het. Okay. Ja. Nou wil ek kom by die kinders, maar voor ek nou by kinders kom, wil ek sê, ek dink die gesprek gaan soontoe gaan. Ons het nou gepraat oor al die verpakte kos en kos wat deur fabrieke is. So wat sê jy vandag vir ouers? Nou is jou kind klein. Dis 'n moeilike ding in ons kultuur om vir 'n kind te sê, jy eet nie Cocoa Pops nie. Want die maatjie eet Cocoa Pops. En hulle vra vir mekaar, het julle ook daai pap? Jy weet, wat moet ons doen om werklik ons kinders gesond te kry van kleins af? Want jy het gesê reg aan die begin van die gesprek, daai hartaanval wat jou tref as jy oud is, jy het hom geëet toe jy klein was. Ja. En dis belangrik om dan te sê, stop hierdie trein, hy stuur op 'n afgrond af. Wat doen nou? So, ek gaan eers die probleem aanspreek. Ja. Die groot probleem is dat almal is in 'n gejaagde lewe. So, deesdae werk beide die ma en die pa wat in 'n huishouding is. So, ouers is besig en dit is, mens verstaan dit. So, hulle is op die maklikste, vinnigste manier om vir die kind gou iets te gee om te eet, want die kind groei. En dit is iets wat 'n mens maklik vergeet. 'n kind is die hele tyd honger omdat hulle die hele tyd groei. So 'n mens wonder partykeer hoekom wil my kind die hele tyd eet. Maar dit is die rede. Ja. So om verby daai dilemma te kom, koop die ouers iets wat klaar reg is. Ja. Uit 'n winkel uit wat uit 'n pakkie gaan kom en so. En wanneer die ouers in die aand by die huis is, dan is dit al baie laat, so hulle soek iets wat maklik is om gaar te maak sodat die kinders kan eet. So oor die algemeen is baie maklik om pizza te koop of burgers of KFC, of dan nou goed wat klaar gaar verpak is wat jy net in 'n mikrogolf sit. So al daai goed is sleg vir enige iemand, vir die ouers en vir die kinders. 'n Pizza in 'n restaurant? Vol sout, vol olie, vol kaas, al daai goed is geprosesseer wat op daai pizza is. So ons moenie kaas eet nie. So 'n mens is gemaak om melkprodukte te gebruik tot 'n sekere ouderdom. Goed. Ek het dit gehoor. En dan van daar af het jy dit nie nodig nie. Ek bedoel, melk drink en kaas eet is 'n lekkerny eintlik vir volwassenes. Ja, wat 'n mens nie nodig het. En wat vir jou sleg is. Ja, want die ding is, in kaas is daar ook verskriklik baie sout of suiker, dit hang af wat tipe kaas dit is wat 'n mens gebruik. Weereens, dit is geprosesseerde produkte. En die pizza deeg as jy vir hulle sê, no cheese please, is dit nog nie reg. Die deeg is soos brood, en dis stysel. So dit is maklike suikers wat in 'n mens se liggaam ingeneem word. So wat ek sê is nie dat 'n mens niks van dit mag eet nie. 'n Mens is 'n mens en menslike gedrag is die moeilikste ding om te verander. Ja. Dit is onmoontlik basies. So wanneer jy lus is om daai 'n donut te koop, dan gaan jy hom koop en jy gaan hom eet. Maar as dit 'n elke dag storie word, is dit wanneer dit 'n probleem. Dis die te veel. Ja. Maar die probleem wat ek eintlik wil aanspreek is dat die blootstelling wat kinders het aan wat geadverteer word aan hulle. So as 'n mens op 'n billboard kyk of op die televisie, op die fone deesdae is daar mos advertensies oor alles. Dan is dit hierdie burgers wat geadverteer word van hierdie plek en dit lyk so juicy en so lekker. En hierdie nuwe roomys wat uitgekom het, hulle word blootgestel aan dit. Dis dieselfde soos alkoholadvertensies wat by 'n rugby-stadion is of op 'n groot billboard in die stad is. Ek bedoel, alkohol word geadverteer aan mense. Dit is baie sleg. Ja. Maar ja, dit is die grootste probleem. Want daar word geen regulasie aan die
advertensie van ongesonde gedrag gekoppel nie. So nou sien die kind in hierdie huisbak waar hulle ry, hierso is hierdie mooi burger. O, ek wil dit hê. So as die kind dit vir die ouers sê, dan gaan die ouer dit vir die kind koop, want hy wil dit mos nou hê. So die ouers moet die keuse maak, maar dit raak moeilik ook vir ouers, want dieselfde ding soos my maatjie kry dit, hoekom mag ek dit nie kry nie. So die kultuur het ook baie sleg geword binne die skoolomgewing, want in die verlede het ouers vir die kind 'n appel ingepak en 'n bietjie gedroogde vrugte of 'n botteltjie water of dan nou 'n koeldrank wat aangemaak is. Ek bedoel in my tyd het ons aanmaak koeldrank gekry. Nou ja, dit was ook sleg want dit is suiker, maar en die gedroogde vrugte? Dit is ook geprosesseerde. Ook 'n klomp goed in. Ja, so dis gekonsentreerde suiker daai basies. So mens kry nie daai vars vesel in nie, want dit is eintlik wat vrugte en groente gesond maak, is die minerale wat daarin is en die vesel wat ons nodig het. Maar die oomblik as dit geprosesseer word, is dit gekonsentreerde suiker. Ja. So nou is ma en pa haastig. Hulle behalwe vir die kinders wat kerm vir die goed, is dit vir ma maklik. Kom ons gee vir jou 'n Future Life stafie skool toe. Ja. En dan glo sy alles wat daarin is goed. So ek bedoel, mens kan ook nou nie sekere mense uitsonder of sekere besighede uitsonder van wat is die slegste en dit nie, maar want alles wat geprosesseer word, moet in matigheid gebruik word. So wat sleg is in die kultuur, hoe dit verander het, is dat as ek nie nou 'n Coke en 'n McDonald's burger in my kosblik het nie, is ek arm, of ek word gelabel as iemand wat nie daar's nie voorsiening vir sulke tipe van goed nie. En dit sien ons in enige tipe skool deesdae, ongeag van watter area jy in is. So in die skole waar ons gaan, byvoorbeeld in Ikageng en daai areas waar hulle gewoonlik pap en vleis en so aan ingekry het in die kosblikke, nou word dit gesien as jy is arm, jou ma kan nie 'n Coke. Ja, so dit is baie sleg. So daai kultuur waar gesonde kos nog vir 'n kind skool toe gegee is, word nou as sleg gesien, en dit is daai menslike gedrag wat ek sê is bitter moeilik om te verander. So ons probeer om in die skole daai gesondheidsopvoeding te gee. Ons het byvoorbeeld 'n komiekboek nou, hy lê nou daar, Kaptein Hart, Captain Hart, wat ons nou 'n superhero karakter van gemaak het. Ons het 'n komiekboek ontwikkel waar die kinders klaar hulle so moeg as hulle nou by die skool is en dit, maar dan sit hulle met 'n hamburger of 'n sweetie om te eet. En dan in die aand as hulle nou bed toe gaan en gaan slaap, dan is hierdie Captain Hart in hulle droom wat vir hulle nou vertel hoekom voel hulle so sleg, en hy vat hulle op 'n hele reis deur die bloedvate en die hart in die liggaam om te wys wat doen daai ongesonde kos aan jou liggaam. En die volgende dag dan praat die maatjies met mekaar, hulle almal het dieselfde droom gehad met Captain Hart wat vir hulle vertel het dat hierdie sleg is, en dan op die ou end eet hulle 'n vars vrug of 'n gesonde kos wat dan hulle gehelp het verstaan hoekom hulle liggaam so voel. Dit is wat ek gevoel het. Dis 'n fantastiese projek. Want dit is hoe ons met die kinders kan kommunikeer. Is om vir hulle te verduidelik met 'n karakter en iets wat dit vir hulle eenvoudig maak. Want as ons praat oor hipertensie, kardiovaskulêre siektes en daai dit is te moeilik vir mense. So as jy nie daai agtergrond van fisiologie het en mediese terme en dit nie, dan raak dit baie onmoontlik om te verstaan wat presies ons nou vir mense probeer vertel. So dit is hoekom ons nou in die skole is, ons is nou besig met hierdie groot nasionale projek, waar ons nou na die plaaslike skole, die verstedelike skole toe gaan. Ons meet kinders se bloeddrukke om te kyk wat is normaal, want ons weet nie wat is 'n normale bloeddruk vir kinders in Afrika eintlik nie. Ons gebruik bloeddrukwaardes van die noordelike halfrond, Amerika en Europa,
Dit is wat die medici in Suid-Afrika moet gebruik om kinders te identifiseer met hoë bloeddruk. So dit is baie moeilik, want die pediaters sê, ek het nou hierdie kind by my, en dit is wat die bloeddrukwaardes is, maar ek weet nie, is dit reg of is dit nie reg nie. Is dit normaal vir daai kind of is dit te hoog, is dit te, ja, so dit is wat ons nou probeer vasstel. So ons moet klomp kinders, duisende kinders, reg oor Suid-Afrika meet. Dit vat baie lank. Ons het al in 2021 begin met hierdie projek. En ons het al in die Oos-Kaap begin, Vrystaat, ons en in Gauteng. Ons gaan nou begin in die Wes-Kaap, ons is nou besig in Noordwes, waar ons nou hierdie kinders se bloeddrukke meet, om te bepaal wat is normaal. Van 5-jarige ouderdom tot en met 18-jarige ouderdom. So julle is op soek na die gemiddeld, of waarna is julle op soek? Ons kan nie op gemiddelde werk in kinders nie, omdat kinders groei. So, Ek hoor jou. vir elke ouderdom en geslag en liggaamslengte moet ons nou gaan bepaal wat is normaal. Dit is 'n massiewe taak. Ja, Baie dis baie detail. detail. Ja. So ons, Liewe ja, so ons is nou besig met hierdie projek en dit is baie interessant en die kinders geniet dit verskriklik, want ons maak dit vir hulle lekker om deel te wees van so iets. Die onderwysers verstaan die nut aan die projek en hoe belangrik dit is. So ons moet daai boodskap uitkry by die ouers, ons moet daai boodskap uitkry by die departement van gesondheid, om ons te help om daai beleid in te stel, om bloeddrukke so vroeg as moontlik te kan meet in kinders. So, sou ek reg wees as ek sê, as julle nou eers presies weet wat moet 'n kind se bloeddruk wees, dat een van die goed wat minder moeilik is as om leefstyl te verander, want dit kan 'n proses wees. Mens kry mense wat so ingestel is dat hulle teen die stroom in hulle kinders sal lei in 'n rigting. Ja. Ek meen, ons het dit al gesien dat mense dit doen. Maar die meerderheid mense sal maar as die krisis kom, dit aanspreek. Sou dit met ander woorde belangrik wees om vir mense te sê, neem jou kind dokter toe en vind ten minste net uit wat is jou kind se bloeddruk. Dat jy weet of jy dalk met 'n kind sit wat regtig nodig het, dat jy aandag gee aan wat daai kind eet. Ja, so ek het 'n vriendin wat ook byvoorbeeld, sy het my ook al baie keer in projekte gehelp en so aan. Sy het kinders ook in die laerskool en sy sê haar kinders se bloeddrukke was nog nooit gemeet nie. So sy weet ook nie wat haar kind se bloeddruk is en of daar dalk 'n probleem is nie. So, en toevallig is een van hulle skole ook gekies op die lys wat gemeet word. En sy kan nie wag dat ons dit doen nie, sodat ons kan bepaal, is haar kinders gesond of het hulle moontlike risiko nie. So ja, die oomblik as ons weet wat is normaal vir elke ouderdom kind. In Afrika, Suid-Afrika begin ons nou, maar die projek gaan op in Afrika ook. Dit is deel van die consortium se werk wat ons mee besig is. So, die oomblik as ons weet wat is normaal. Ek sou nie sê ons moet die ouers sê hulle moet hulle kind dokter toe vat nie. Ons moet vir die dokters sê dat hulle moet so gou as moontlik begin om enige kind wat na hulle toe kom se bloeddruk te meet standaard. Soos hulle met ons maak. Soos wat hulle met volwasse mense maak. En dan is daar reeds daai geïntegreerde skoolgesondheidsprogram van die departement van onderwys, wat ook gesamentlik met die departement van gesondheid werk, wat by die skole die inentings doen, gehoortoetse doen, en oogtoetse doen, om bloeddruk in te sluit. Want dan weet ons die meerderheid kinders se bloeddrukke word op 'n standaard manier gemeet, en ons kan so gou as moontlik kinders identifiseer wat 'n hoë risiko het. En die oomblik as ons kan kinders identifiseer wat 'n hoë risiko het, dan kan mens hulle meer persoonlik help om te sê, okay, ons skryf 'n brief vir die ouers om te sê, ons het u kind se bloeddruk gemeet, die bloeddruk is bietjie bo die normaal, ons stel voor, die kind moet na die dokter toe gaan om meer toets te laat doen, en dan vas te stel, is daar dalk 'n moontlike risiko by die niere, by die hart, waar ook al, wat kan moontlike rede wees hoekom die bloeddruk hoog is. So 'n mens, en dit is die ander uitdaging wat daar is, wat hoë bloeddruk aanbetref, is dat selfs in die volwassenes, as ons nou dokter toe gaan,
hulle neem jou bloeddruk net een keer. So hulle, hy sê, ek gaan lê daar op die bed, ek gaan jou bloeddruk neem. Hy doen dit nie môre weer en oormôre weer of volgende week weer nie. Maar baie mense kry daai ding van, okay, jou bloeddruk is nou hoog, so jy moet bloeddrukmedikasie kry. Maar hulle het dit net een keer gemeet. So as ek sê nou maar byvoorbeeld nou baie 'n harde dag, stresvolle dag het of 'n wille oggend waar ek rondgehardloop het en ek het nou 'n doktersafspraak vir 'n gesondheids ondersoek of wat ook al. Dan is 'n mens mos nou al klaar bietjie angstig of gestres of jy weet, jou bloeddruk gaan hoog wees, spontaan. Nou kom jy by die dokter, hy meet jou bloeddruk, hy sê, o nee, jy het hoë bloeddruk. O my. Nee, ek het nie. Ek het net, jy weet nie wat het met my gebeur vanoggend nie. So die mediese dokters moet ook daai kop skuif maak van, hulle is geleer om bloeddruk te meet, ja. En dit is 'n vital sign in enige hospitaalomgewing. Ek bedoel, wat doen hulle met jou as jy in 'n hospitaal opgeneem word? Die heel eerste ding, hulle neem jou bloeddruk. Ja. Hoekom? En doen hulle dit ooit reg? Dis die ander vraag. Want hulle praat partykeer met jou terwyl die bloeddruk gemeet word. So die manier hoe bloeddruk gemeet word ook nie altyd reg gedoen nie. So dit is iets wat ons in die riglyne en so aan ook aanspreek. Ons het nou vir die eerste keer hipertensie riglyne geskryf vir Afrika. Ja. Dit gaan nou binnekort gepubliseer word. So daar het ons ook mooi aangedui hoe bloeddruk gemeet moet word, of die mediese dokters dit volg of nie, weet ons nie, en die verpleegkundiges. So dit is 'n baie belangrike aspek van opvoeding wat ook in daai omgewing moet gebeur. So as 'n dokter een keer jou bloeddruk meet en sê jy moet bloeddrukmedikasie kry, moet mens dadelik vir daai dokter sê nee, ek wil eerder 'n 24 uur bloeddruk monitering hê, of jy moet volgende week weer my bloeddruk meet. Die riglyne sê dat eers na 'n derde keer wat 'n mens se bloeddruk op 'n aparte dag gemeet is en hy bly hoog, dan het jy hipertensie. Dit is regtig 'n groot bewusmakings oefening waarmee ons besig is. En indien 'n mens nie hipertensie het nie, maar jy gebruik ander voorskrifmedikasie waarvan 'n neeweffek is dat jou bloeddruk verlaag, is dit 'n probleem? Nee, lae bloeddruk is nie altyd is eintlik nie 'n groot probleem nie, tensy 'n mens ouer word en maklik balans kan verloor en val en 'n heup breek en sulke tipe van goed. So dit is waar lae bloeddruk 'n groot probleem word. So ja, dit is nie in die mediese veld eintlik 'n groot risiko nie. Tensy hipotensie, dit is wat ons in die mediese terme sê vir lae bloeddruk, hipotensie. As mens lae bloeddruk het en dit het ander gevare tot gevolg, as daar 'n lae perfusie is tot sekere organe soos die brein, die niere, die lewer, die hart, dan kan dit dalk ook daai suurstof toegang tot die organe verlaag. Ja. En dit is wanneer dit by baie ouer persone belangrik word om te kyk na demensie en sulke risiko's. Goed, en bloedverdunners, soos hierdie pilletjie wat jy onder die tong sit elke dag? Ja, so bloedverdunners is in sekere gevalle nodig. So persone wat 'n hoë stollings geneigtheid het in hulle bloeddruk, in hulle bloed, moet bloedverdunners gebruik. Daar's baie van dit op die mark wat baie slegte neeweffekte het. So mens moet met 'n mediese dokter praat oor die beste opsie vir jouself. Maar om net as 'n gewoonte elke dag so iets te gebruik word nie aanbeveel nie. Nee. So ek bedoel, as enige mens nou net begin om 'n Disprin of jy weet aspirien tipe van produkte gebruik, kan dit baie sleg wees, want party mense is bloeiers, party mense het nie 'n hoë stollingsgeneigtheid nie, maar as hulle dit dan gaan gebruik, dan kan dit 'n gevaar wees. Ek het gedog, dit sal help om beroertes te voorkom, byvoorbeeld, of so, want as die bloed nou 'n bietjie dunner, dan gaan dit makliker by daai plaag verby, so dis nonsens. So daar's twee tipes beroertes.
eintlik bietjie meer subtipes en goed, maar 2 hoofkategorieë. Die een is ook ischemies, soos ons net gepraat het, waar daar 'n blokkasie is in 'n slagaar wat dan nou toegang van suurstof en voedingsstowwe na 'n sekere deel van die brein verminder, en dit is dan 'n ischemiese beroerte. Maar dan die baie erge tipe is 'n hemorragiese beroerte. Nou dit is wanneer 'n slagaar bars. En daar's ook die woord aneurysme, so daar kan 'n aneurysme wees wat 'n uitstulpuntjie is, 'n verdunde gedeelte van die wand van 'n bloedvat op die brein, en as hy bars, dan veroorsaak dit bloeding op 'n gedeelte van die brein. Nou dit is baie sleg, want dit het ernstige skade tot gevolg op die brein, en dit is hoekom party persone in 'n rolstoel dan bly en sulke tipe van goed. So dit kan baie lewensgevaarlik wees, maar as 'n mens bloedverdunnings gebruik en jy kry 'n hemorragiese beroerte, dan kan dit fataal wees. So dit kan bloeding op 'n baie groot gedeelte van die brein veroorsaak, en dit kan tot die dood toe lei. So as iemand wel te dun bloed het, dan is die risiko vir 'n hemorragiese beroerte baie hoër. Ja, so daar's 'n baie fyn lyn. Dit is hoekom ek sê, menslike gedrag is die moeilikste ding om te verander. En eers wanneer iets sleg met jou gebeur, dis wanneer dit te laat is om partykeer 'n verandering te maak. Wat ek nou by jou hoor, is dat ons moet regtig teruggaan na die plek toe waar ons so min as moontlik geprosesseerde kos eet. Nee. Ja. En dan so min as moontlik gebruik wat net van 'n rak af in 'n botteltjie in 'n pilvorm voorkom. Ja. Is daar geen brood wat jy kan eet nie, of kan jy jou eie brood by die huis bak? So weer eens, sê ek nie 'n mens moet glad nie brood eet nie. Ek eet glad nie brood nie. So, en die rede vir dit is omdat toe ek my toetse gaan doen het vir watse voedselsoorte my liggaam sensitief voor is gluten byvoorbeeld een van die goed. Nou dit is ek kan ook 'n lang storie vertel oor gluten en jy weet hierdie keto diets en al daai tipe van goed. Meeste diets is 'n scam, as ek dit net so kan stel. Want as jy reg eet en jy luister vir jou liggaam wat reg werk vir jou liggaam, dan sal jy okay wees. Maar brood oor die algemeen is eenvoudige suikers, dis koolhidrate. So dit is 'n stysel wat 'n mens inneem en hy gee vinnig energie wat hy vrystel, en dan daarna raak jy moeg. Dan is dieselfde met energiedrankies. Red Bull, daai tipe van goed, as mens dit gedrink het, jy voel lekker wakker vir 'n paar minute en dan daarna is jy doodmoeg. So suiker doen dit. So suiker, in my opinie, is die nuwe sout. So sout is sleg vir jou, maar suiker is nog slegter vir jou. Nog slegter vir jou. Jeppe. So brood is iets wat maklik is om vir 'n kind te gee en so aan, dit is okay. Want onthou, kinders is veronderstel om baie meer aktief te wees. Hulle moet buite wees, hulle moet rondhardloop en speel, en sy nie voor die televisie sit en PlayStation speel en so aan nie. So 'n broodjie is okay vir 'n kind, want hy gaan hom nou verbrand as hy buite rondspeel en in die boom klim en so. Maar as dit jou stapelvoedsel is op 'n daaglikse basis en jy sit agter 'n rekenaar deeldag en werk, dan is die uiteinde oorgewigtheid of obesiteit en daai tipe van probleme. As jy hierdie storieetjie rondom die maag, hierdie maagvet ontwikkel, dan is jou liggaam reeds in gevaar. Is ek reg? Absoluut, ja. Waarom sê hulle hierdie is hartaanvalvette op die maag? Ja, dit is nie 100% waar nie, maar so daar's 2 tipes kategorieë weer eens van vet. So daar's viscerale vet, daar's nie 'n mooi Afrikaanse woord vir dit nie, maar dit is vet wat rondom ons organe is. So om die hart, om die lewer, om die niere. En dan is daar subkutane vet. Dit is subkutaan, kutaan is vel, sub is net onder die vel, soos die velvet. Nou 'n sekere mate van velvet is goed. Almal moet vette hê, dit is 'n baie belangrike orgaan. Vet is eintlik 'n orgaan. Dit het bloedvate, dit het 'n anti-inflammatoriese
eienskappe, maar dit kan baie vinnig omskakel na pro-inflammatoriese eienskappe toe. En dit is wanneer 'n mens, onthou, ons het almal vet in ons, dit moet daar wees. Vetselle vergroot en dit verklein. Dit word nie meer nie, en dit word ook nie minder nie. Jy Dit verloor die vet. vergroot en, nee, so, Die vetselle verloor hulle inhoud. ja, so dit word kleiner of dit word groter. So, die oomblik as 'n mens daai abdominale vet, soos rondom 'n mens se middel begin ontwikkel, dan kan 'n mens weet, ons almal het dit al gevoel, o nee, hierdie rolletjie hang nou oor die broek of so, jy weet. Ja. Dan moet jy weet, okay, nee, dit is nou tyd om bietjie meer gesond te leef. Daar's iets in jou dieet wat maak dat jy vet word. Ja. So, daar is, die vet wat om die organe is, moet ook tot 'n mate daar wees. Maar as dit baie sleg word, en te veel word, dan maak dit ook weer eens daai toegang van suurstof en voedingsstowwe moeiliker om tot by daai orgaan uit te kom. So iemand wat erg oorgewig of obese is, het dan natuurlik ook daai klomp vet rondom die hart, om die niere, en ja, dit maak die voorsiening van voedingsstowwe minder. Die velvet, so vroumense is geneig om meer velvet te hê, en mansmense geneig om meer viscerale vet te hê, om die organe. En elke tipe vet het sy sleg en sy goed. So, weer eens, dit is daai matigheid wat daar moet wees, van wat is. So moet ons effentjies vet wees. Ja, daar's eintlik baie studies wat ook al gewys het dat 'n mate van vet is baie goed vir 'n mens. So, al ons senuwees wat ons het in ons liggaam word omring deur 'n bietjie vet. Okay. En dis baie belangrik, want ons moet ons senuwees beskerm. Ja. So as daai vet nie daar is nie, dan kan daai laagie om die senuweestelsel nie daar wees nie. Ja. So, ons moet vet inneem. So daar's baie dieete wat teen vette is en sulke tipe van goed, maar daar's ook goeie vet, daar's ook slegte vet. So 'n mens moet weer eens kyk na wat werk vir jou liggaam en wat werk nie vir jou liggaam. So jy kan nie vir iemand nou sê botter of margarine of botter of olyfolie nie. So ek is nie 'n voedselkundige nie, ook nie 'n dieetkundige nie. So ek wil definitief nie sê ja of nee vir sekere goeders nie, maar wat ek wel kan sê is dat as iets geprosesseerd is en veral oorgeprosesseer is, soos jy wegneem eet is jou vinnige kos storie, dan moet jy weet daai is sleg. Dis 'n probleem. So wanneer 'n mens sekere vleissnitte eet, so, daar's party mense wat nou weer glad nie vleis eet nie, wat meer vegetariër gaan en so aan. En hulle proteïene word nou weer uit sekere groentes en bone en neute en daai tipe van proteïenbronne gekry. En daai tipe bronne kan ook hoog wees in of kan jou sensitiwiteit vir 'n allergie teen daai neute en so aan ook ophef. So weer eens is dit nodig om te weet, is daai tipe neut, soos byvoorbeeld ek kan nie amandels eet nie en dit is jou gesondste neut wat daar is. Ek ook nie. So ek kan 'n macadamia neut eet. So weer eens ja, party mense eet 'n handvol verskillende neute per dag, maar daar's dalk iets van daai neute wat jy nie moet eet nie. Ja. So dit is baie daar's 'n fyn lyn. Ja. En al hoe 'n mens dit vir hulle self kan uitsorteer is om te toets, en daai selfde vriendin waarvan ek net nou gepraat het dit al gaan doen. Sy het 'n hele boek. Op daai dag het sy hierdie geëet en toe voel sy so. En op daai manier het sy op 'n eliminasie. Nou niemand het tyd vir dit, nê. Nee. So dit is hoekom daar tyd opsies is in die mark om sekere toetse te doen wat vir jou kan sê moenie hierdie kos eet nie, of hierso is jou lys van kos wat jy moet. Daar's 'n rooi lys, 'n geel lys en 'n groen lys. Ja. Nou my rooi lys is baie klein, maar dit is jou algemene goed, soos die brood,
tipe van goed. Daar's sekere vrugte wat ek nie moet kan eet nie, soos mangoes. En ek het daarvan gehou. Maar ek het altyd sleg gevoel daarna en ek nooit geweet hoekom nie. En nou weet ek hoekom. En op my groen lys is daar 'n baie lang lys van goed wat ek mag eet. Ja. So, as 'n mens daai tipe toets doen, ek sê nou nie die hele wêreld moet daai toets gaan doen nie, maar as 'n mens wonder daaroor, gaan doen dit. Ja. En dit is tog duur, so almal kan dit nie doen nie. Maar 'n mens moet vir jou liggaam luister. Ja. En ek dink die vroumense is dalk die beste, want hulle meet altyd hulle voel altyd aan sentimeters wanneer iets nie goed gaan nie. Nou ek dink as enige mens daai maatstaf kan volg, van luister vir jou lyf. Wanneer iets nie vir jou lekker voel nie, of wanneer 'n mens kan voel aan jou denim, hy sit nou te styf, dan moet jy weet, daar's iets wat jy doen wat nie reg is nie. Goed, maar die een vraag wat nou in my kop opkom, is, ons is baie behep as mans, dink ek, wel, kom ek praat nou namens myself, en talle van my vriende. Ons wil nie net laat gaan nie. Jy wil sterk wees. Nou doen jy al hierdie oefeninge wat eintlik in my opinie is hierdie liggaamsbouprogramme eintlik net op, dit is winkelvenster spiere. Ja. Dis nie regtig krag nie. So daai goed het ek lang jare gelede besluit, ek wil dit nie doen nie, want jy moet te veel goed drink. Jy's eintlik 'n chemiese samestelling as jy daai klomp goed drink en jy so lyk. So as mense vandag vir my sê, kyk hoe goed lyk daai ou. Johan het dit nou die dag vir my gesê van 'n vriend van ons, so sê ek kan nie meer beïndruk wees nie, want ek weet, dit lyk vir my of jy's 'n sak chemikalie. Dis hoe dit vir my voel. So ek dalk nie reg nie. Maar my vraag is dit. Nou word ek ouer en ek oefen elke dag van my lewe. My hele lyf liggies. En doen matige cardio oefeninge. Maar nou het ek lankal mos vrede maak daarmee dat ek nou nogal skraal. Of ek word oorgewig. Wanneer ek regtig skraal is en nou voel my lyf is hard, dan lyk ek vir myself te maar. Is daar so 'n ding soos dat ek maar liewer met 'n klein bietjie van die maagvet moet sit vir my ouderdom? Ja. Ek praat van min, maar dis wel daar. Eerder as om te wag tot die maag 'n plank is. Want by daai tyd is ek 'n riem. Dit voel ook nie vir my dit kan gesond wees nie. Nee, absoluut. Is ek reg? Ja. So, ja, as 'n mens nou kyk na, en ek sien dit baie keer, jy weet dan, wys hulle foto's van hoe mense gelyk het op die strand in die 80er jare of in die 60er jare. Ja. Daar was nie een vet mens nie. Maar daar was ook nie kragape. Ja, exactly, dit was nie daar nie. Dit was seker daar, maar nie op daai foto wat ek gesien het nie. Ja. Die meerderheid mense was net slank en gesond. Ja. En dit is wat dit moet wees, want dit is onnatuurlik om so te lyk soos die jong Arnold Schwarzenegger. Ja. Daar is wel 'n beroep in daai tipe van, jy weet, sterk kompetisies of wat ook al, waar 'n mens nou in daai kategorie moet val, maar dit is nie jou algemene mens nie. En nie noodwendig gesond nie. En glad nie gesond nie, veral nie as mens daai produkte gebruik om so te lyk nie. En as jy vir 'n kompetisie vir 'n klomp dae glad nie vloeistof inneem nie, want nou moet jy elke fyn spiertjie sien. Ja, nee. En vloeistof is by verre die belangrikste ding. Water is die beste ding om te drink. Dit kan alles vervang wat ons drink en ons gaan nog steeds, ons gaan baie beter voel en gesonder wees. Koffie. Ek love koffie. Maar ene dag seker, net maar, so. Weer eens, party mense kan kafeïne vinnig metaboliseer, ander kan nie. Ek kan dit vinnig metaboliseer volgens my genetiese toetse. Okay. So ja, as 'n mens ook voel dat koffie 'n mens maagkrampe gee en daai tipe van goed, moet 'n mens dit net matiger gebruik. Ja, so weer eens vir 'n mens se liggaam luister is 'n belangrike ding. Ja. So ja, om nou weer te maar te wees is ook nie goed nie. Daar moet 'n mate wees van buffer. Ons almal het vette nodig, want as dit winter word, het mens bietjie daai laagie nodig. En dit is die normale ding, jy weet, as in die winter eet mense 'n bietjie meer, in die somer eet mense dalk bietjie minder. So dit is natuurlike ritme van menslike gedrag. Maar daar is natuurlik 'n te veel en 'n te min van sekere goed. My laaste vraag, voor ek die podium vir jou gee, is
ons brein is vet. Ek was vir lank 'n vegan. Ek gaan nie nou oor myself praat en hoeveel gesondheidsprobleme ek wel opgedoen het nie, want dis dalk nie vir my nie, en ek het dit nie getoets nie, nee. Maar ek gaan hierby volstaan, en dit is een van die goed wat ek ontwikkel het daar, ek het begin sukkel as 'n spreker om sonder my notas te praat, wat ek altyd baie goed kon regkry. Ek het begin sukkel. So, daar's baie redes voor wat die dokter nou sê, wat met ander goed te maak het, maar ek wil by jou weet. Ek het byvoorbeeld begin om botter te gebruik om eiers in te bak. Want ek het vir myself gesê, ek het myself te veel vette ontneem. Hoeveel vet het mens nodig en het mens dierevet nodig om jou brein in stand te hou? Want dis hoe ek het tans verstaan. Is dit waar? Ja, so daar's baie studies wat nadelige effekte wys op diervet teenoor plant olies. En dan nou weer andersom. En dit is wat navorsing so interessant maak, want daar's altyd 'n goed en 'n sleg van dieselfde ding. En die ding is, elke persoon se genetiese samestelling is anders. Ja. So niemand is dieselfde nie. So in hierdie navorsingsstudies word al klomp mense bymekaar gegooi, want dit maak dit 'n bietjie meer interpreteerbaar as mense 'n verskeidenheid het van effekte wat gebeur. Maar wat ek wel kan sê van, en dis nie net dierevet nie, maar dis diereproteïene of kossoorte wat van diere af vleis. Ons het 21 noodsaaklike aminosure, wat beteken ons kan dit nêrens anders kry as uit dit wat ons eet nie. So ons liggaam kan sekere aminosure wat die boustene vir proteïene is, nie self maak nie. En sekere aminosure kom net in diereprodukte voor of in vleis. So as jy nie daardie komponent, ek sê nou nie vegetariërs of vegans en so goed, nou eers skielik diere begin, want hulle gaan nie met my saamstem nie. En dis fyn. En dit is weer eens 'n geloofsoortuiging wat mense het by hulle self. Want ek bedoel, ja, mens kan na die natuur ook gaan kyk. Jy weet, en daar's baie grappies ook oor diere in die diereryk, maar sekere aminosure, en dit is hoekom die mense omnivoor is. Omnivoor, jy kan enige produk eet. Omdat uit daai kossoort kry ons hierdie aminosure en daai voedingsstowwe. Uit die planttipe produkte kry ons hierdie minerale en voedingsstowwe. Waar met diere is dit heeltemal anders. As dit 'n plantvreter of 'n herbivoor is, al sy nutriënte en nodige voedingsstowwe kom uit daai dieet uit. Ek bedoel, hulle het nie 'n KFC of iets om hulle te verlei nie, maar in die mensdom, ja, het mense hulle eie idees en sulke tipe van goed, en daaraan kan ons ook niks doen nie, want ja, dit is die menslike gedrag wat 'n mens nie maklik kan verander nie. So mag ek my eiers in botter bak? Ja? Eerder as in olie wat warm word, want dis die rede. Ek is bang vir daai karsinogeniese effek. Ja, so ek bedoel, weer eens, ek is nie 'n dieetkundige nie, so daar kan ek nie my jy weet, uitlaat op sekere goed nie, maar ja, daar is sekere olies, as dit met hitte in aanraking kom, dan verloor dit sy natuurlike verbindings, wat ons nodig het, en dit, wanneer iets op 'n chemiese manier ontbind of verbind met iets anders, dan kan dit 'n slegte effek hê. So, ja, botter is nog al die jare eintlik gesien as die beter opsie. Soutlose botter. Ja. So, ja. Want dit is baie minder geprosesseerd. Ja. So as ek dierevet uitskakel, gaan dit vir my nadelig wees vir my brein. As ek dit uitskakel, heeltemal uit. Is dit weer eens 'n individuele? Ja, weer eens is dit 'n individuele situasie. En ek bedoel, die brein is klomp senuwees wat bymekaar kom en het vette nodig.
om die individuele senuweeselle te beskerm of die senuweevesels te beskerm. So in dierevet kan daar iets anders wees in die samestelling van daai botter of wat ook al buiten die vetkomponent. Ek verstaan. So, en daar's nou nie 'n label op laat ons kan sien presies wat is alles daarin. En ja, as 'n mens kyk na die brein en soos wat 'n mens ouer word, die kanse vir demensie en Alzheimer en al daai tipe van goed. Weereens is dit 'n genetiese predisposisie om so iets te ontwikkel, maar daar is voorkomende maniere of voorkomende middels wat ons kan gebruik en vroegtydig kan begin doen om dit te kan uitstel of te kan voorkom. Ja, so my ouma byvoorbeeld was baie bang om Alzheimer's en so aan te ontwikkel en ek het haar blootgestel aan daai Sudoku goed, en ek het vir gesê, as 'n mens jou brein die hele tyd aktief hou, om bietjie te dink, te lees, om iets uit te figure, om te sukkel met goeder, dan behoort 'n mens se brein lank, en sy het elke aand voordat sy gaan slaap, het sy Sudoku ingevul, en sy was fyn. Nie al jou antwoorde vir ChatGPT te vra nie, laat hy vir jou dink. Ja, presies. So. Jette, wat sal jy sê, het ons nie gedek nie, wat jy graag wil hê, die kykers moet weet? Ja, ek dink die slotsom van alles is dat, veral as jy 'n ouer is van kinders, om bietjie meer bevooroordeeld iets te kies wat jy jou kind aan blootstel. Ja, partykeer is mense bang om onpopulêr te wees en om populêr te wees. Die ding is wat jy vir jouself moet besluit is, wil ek 'n gesonde leefstyl hê? Wil ek hê my kind moet oud word en ek wil sien hoe my kind oud word? Want ek bedoel, as mens gaan kyk na 'n paar jaar terug, was daar 'n 6-jarige seentjie wat aan 'n hartaanval dood is. Daar's 'n 11-jarige seentjie wat aan 'n beroerte dood is. Watter ouer wil dit sien? As gevolg van slegte besluite wat jy as 'n ouer geneem het, om jou kind bloot te stel aan KFC, McDonald's en daai tipe van goed. Want dis bitter maklik om gou by die drive-thru te stop en 'n Coke en 'n McDonald's burger te koop vir jou kind na skool. Want dan kla die kind nou nie meer dat hy honger is nie. Maar dit wat jy vir jou kind gee, het 'n baie groot invloed op wat kan gebeur môre of oormôre. En jy weet, ek het gesien, dan staan ek daar by die lughawe, dan sit hierdie twee ouers met 'n bittervet kind, wat by hulle staan. Dit is nou hulle seentjie, hy is net so klein, maar verskriklik vet. Maar die ma maak 'n pak sweets oop en gee dit vir die kind. Dit is net onaanvaarbaar eintlik, want jy maak jou kind dood. Stadig, maar seker, dalk vinnig. En dis presies dit. So, as ouers net daai besluit kan maak, dat sien hoe jou kind lyk, let op hoe jou kind aktief is en onaktief is, sodat 'n mens kan ingryp op so vroeg ouderdom as moontlik. Want die onderwysers in die skole is baie bereid om te help met hierdie voorligting van gesondheid. Maar as dit by die ouers se huis nie reg is nie, dan is dit te vergeefs. Ja, so ek dink dit is die belangrikste boodskap, om kinders se lewens te beskerm. Ja, baie dankie, Roan. Ons het glad nie uitgekom by jou lewensverhaal nie. Wie jy as 'n mens is nie, maar ek dink ons kan dalk eendag daaroor praat, maar hierdie was 'n belangrike stuk inligting wat jy vandag vir ons gegee het. Ek sê vir jou baie dankie. Nee, dis 'n groot plesier en dankie dat ek dit kon deel.